Die Here Jesus het 'n paar wêreldtoestande uitgelig wat sal plaasvind voordat sy wederkoms gebeur. En hy praat daarvan in Matteus 24. En hy lig iets daaruit Matteus 24 vers 12. En hy wys vir ons wat die toestand van die mensdom sal wees. Hierdie is 'n wêreldtoestand wat 'n eindtyd teken is. Die toestand van die mensdom. Matteus 24 vers 12 sê dat die ongeregtigheid sal toeneem. As 'n mens na hierdie wêreld kyk, dan kan 'n mens sien hoe dat ongeregtigheid en sonde eenvoudig net toeneem. Al in die tyd van Noag was God spyt, daar was smart in sy hart, sê die Bybel, dat hy die mens gemaak het, want die aarde was vol geweld gewees. Daarom tref hy die aarde met die sondvloed. Die Bybel sê 'n laaste dae teken is dat die mensdom al meer ongeregtig sal wees. Hy sal versleg in sy sonde en sy sondige praktyke. 2 Timoteus 2 vers 3 sê, die mens word wreder en wreder. En dit is hoe die mens is. As jy mens verder gaan kyk, dan sê die mens 2 Timoteus 3 praat daarvan, hy sê, die mens sal geldgierig wees, onversoenlik, wandeloos, kwaadsprekers, roekeloos, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, en luister hier, onheilig. As 'n mens dan maar sien wat wêreldregerings goedkeur vandag. Vandag maak dit nie saak wat die woord van God sê nie. By die mensdom dra die woord van God geen gesag meer nie. Die mens het hom verhef bo God en hy sal besluit en besluit ook wat vir hom reg is. Daar is nie gedagte aan God en aan God se gebod nie. Trotsaards en liefhebbers van hulle self, dit is wat hulle sal wees, sê die woord van die Here. Dis die toestand van die mensdom. Verdere toestand van die mensdom is hulle sal so blootgestel wees aan pestsiektes. Matteus 24 vers 7. Wêreldwyd siektes so ontsettend toegeneem. As 'n mens maar net sien, hulle sê dat nierprobleme het van 2010 tot 2025 met 30% toegeneem. Dit is nierprobleme. Hepatitis B, het u geweet, is die grootste bedreiging van die menslike mediese toestand. Daar word gereken dat 1/4 van die wêreld besmet is met hepatitis B. Dit is 2 biljoen mense op hierdie aarde is besmet met hepatitis B. Het u geweet, hepatitis B is 100 keer meer aansteeklik as vigs. 100 keer meer aansteeklik as vigs. Hartsiektes is in die toeneem. Die laaste paar jaar het hartsiektes met tot 60% wêreldwyd toegeneem. Baie interessant dat die Bybel sê, in die laaste dae sal die mense beswyk aan vrees en aan hulle harte. Dit is die toestand van die mensdom in die laaste dae voor Jesus se wederkoms. Die toestand van die mensdom wat versleg. Dan het die Here Jesus ook in Matteus 24 gepraat van 'n ander toestand wat sal versleg, wat 'n eindtyd teken is. En dis die toestand van die aarde. Daar's reg oor die aarde groot chaos. Niemand van ons kan dit miskyk nie. Die vloede wat daar is reg oor die wêreld, die storms wat daar is, die aardbewings, die orkane. Matteus 24 vers 7 sê, dis een van die tekens vir die laaste dae is hongersnode, klimaatverandering, meer en erger natuurrampe. Hierdie dinge bring hongersnood op die aarde. Oorstromings maak dat mense wat geplant het, se oeste wegspoel, of dit maak dat mense nie kan plant nie. Meer en meer mense ly honger. Elke 5 sekondes sterf 'n kind onder 5 jaar aan hongersnood. Ek herhaal dit. Wêreldwyd sterf elke 5 sekondes kinders onder 5 jaar aan hongersnood.
1 uit 6 mense op hierdie aarde het nie genoeg kos nie. Waterbesoedeling veroorsaak siekte. 3,5 miljoen mense sterf jaarliks aan besoedelde water. Hierdie aarde, die toestand van die aarde, is 'n gewisse eindtydteken waarop die mens moet let. Hulle wat nie die Bybel wil lees nie, hulle wat nie in 'n kerk wil kom nie, die Here praat met hulle dan deur die toestand van die aarde. Alle mense is blootgestel aan die toestand van hierdie aarde. Ons almal het hierdie aarde nodig. Ons het kos nodig. Ons het beskerming nodig. Met hierdie vloede wat huise meesleur, wat oeste meesleur. Hierdie storms wat die mensdom nie ken nie, wat wetenskaplikes vul met vrees en bewing en onsekerheid, is God se manier om te praat met die mens. As hulle dan nie die woord wil luister nie, as God nie hulle aandag kan trek met die kerk nie, sal hy die mensdom se aandag trek met die natuur, en verseker is die Here besig daarmee. 'n Derde toestand wat die mensdom sal beleef as 'n eindtydteken, is die toestand van nasionale en internasionale verhoudinge. Matteus 24 vers 6 sê, julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë, en daar sal baie oorloë wees. Daar was oor alle jare oorloë. Huidiglik is ons gebuk onder groot wêreldspanning, met die Midde-Oosterse oorloë, met Rusland, Amerika, China, wat al meer hulle stemme dik maak en dreig met derde wêreldoorloë. Matteus 24 vers 7 sê, die een nasie sal teen die ander nasie opstaan. As 'n mens daarom sien hoe lande nou mense deporteer terug na hulle lande toe. Mense wat in lande verkeer onwettig, word se muur op vliegtuie teruggestuur na hulle lande toe. Mense duld nie meer ander nasionaliteite in hulle lande nie. Dit is die een nasie wat teen die opstaan teen die ander. En die een koninkryk teen die ander is die een land teen die ander. Europa vrees. Hulle vrees 'n inval van Rusland. Hulle vrees, daarom ondersteun hulle Oekraïne so met die verskaffing van wapentuig en geld. Hulle vrees Rusland. Australië vrees 'n inval van China. Daar is geweldige groot oorlog, bedreigings tussen groot moondhede. Hierdie is die toestand van die mensdom. Daar is vandag soveel mense wat sterf onder terrorisme aanslag. Daar is soveel mense wat sterf in burgeroorlog. Dink maar in Afrika. Altyd die een of ander burgeroorlog, die een op die ander. Dink maar in Afrika. Altyd met die meeste Afrika lande versorg word, omdat daar nie kos is nie, as gevolg van armoede en nasionale oorloë. Ons leef werklik waar in 'n tyd waar ons hoor van oorloë en gerugte van oorloë. En hierdie dinge moet plaas in Matteus 24 vers 6 sê, wanneer julle hoor van hierdie dinge, moenie verskrik word nie, want dit moet plaasvind. God het dit so besluit. Niemand gaan dit keer nie. Nie Donald Trump wat dink hy so magtig nie. Nie president Putin van Rusland. Niemand gaan dit keer nie. Niemand gaan dit keer nie. Daar is eindtyd dinge wat homself moet afspeel. Wat vingerwysings is vir die kerk van Jesus Christus, dat die wederkoms van die Here op hande is. Die uur daarvan ken niemand nie. Nie Jesus nie, ook nie die engele nie. Net God ken die uur. Maar die Here het vir ons tekens gegee waarop ons moet let. Lukas 21 vers 25 sê, op die aarde sal daar benoudheid van nasies wees in hulle radeloosheid. Hierdie aarde beleef 'n benoudheid. Regeringe is radeloos. Hulle roep vrede, vrede, en hulle sukkel om vrede te bewerk. Tussen moondhede wat in oorlog gewikkel is. Hulle is radeloos oor die natuurrampe, want hulle het geen beheer oor die natuurrampe nie. Daar is werklik waar 'n benoudheid van nasies
op hierdie ganse aarde. Vers 31, Lukas 21 sê, so moet julle weet, dat die koninkryk van God naby is, wanneer julle hierdie dinge sien. Daar kom 'n groot wêreldwye krisis, wat almal, elke vasteland en elke eiland sal tref. 'n groot krisisuur oor hierdie aarde. Openbaring 22 vers 10, 12 en 14. Gaan lees dit gerus. En hou gebeure dop in die Midde-Ooste. Hou gebeure dop rakende internasionale betrekkinge wat al suiwer en al moeiliker word. Ek wil vir jou sê, die Bybel is die waarheid. Glo maar wat in die Bybel staan. Hulle wat sê daar is nie 'n God nie, is 'n dwaas. En hy sal in die eindtyd uitvind daar is 'n God. Ek wil vir u aanmoedig en vir u sê, as jy deel is van die bruid van Jesus Christus, hou jou gereed. Leef heilig. Bid altyd deur. Soek die aangesig van die Here. Berei jou voor vir die wederkoms van die Here Jesus Christus. Jy wat nog nie wedergebore is nie, wil ek waarsku. As jy sê hierdie lewe gaan verby, daar's 'n lewe aan die ander kant hierdie lewe, en dit is 'n ewige lewe. En dit is 'n ewige lewe saam en by God, of sonder God, in ewige verdoemenis. Slaan maar ag vandag op die stem van die Here. Slaan maar ag op die woord van God. Maak seker dat die saak met God reg is. Hemelse Vader, baie dankie dat daar 'n dag sal aanbreek wat daar 'n einde sal wees aan hierdie aardse bestel. Baie dankie dat U iets beters vir ons voorberei het, waar die kinders van God vir ewig in geluk en saligheid sal leef, sonder siekte, sonder swaar, sonder smarte, sonder trane, sonder verdriet, ewig by God. Ek bid dat U die kerk van Jesus Christus sal vashou, dat U bruid sal bekragtig en sal inspireer en bemoedig, en dat sy hierdie stryd van die goeie geloof, die geloof van Jesus Christus as verlosser en saligmaker, hierdie goeie stryd sal stry tot op die einde. Ek bid in Jesus naam. Amen.